In hierdie week se lesstudie gaan ons weer kyk na twee verhale in die Bybel wat ons help om beter te verstaan wat in die laaste dae gaan gebeur. Die besonderse verhaal in Daniël 3, waar Sadrag, Mesach en Abednego met die dood gedreig word omdat hulle geweier het om 'n beeld te aanbid, stem merkwaardig ooreen met Openbaring 13 wat beskryf wat met God se kinders in die laaste dae gaan gebeur. Selfs in die Nuwe Testament vind ons gebeure, soos die vervolging van die vroeë kerk, wat vir ons wys wat ons in die eindtyd te wagte kan wees. In albei gevalle staan ons verstom en word ons bemoedig deur mense wat deur geloof en getrouheid aan God dapper en kalm kon bly, te midde van vervolging en gevaar. Jesus se woorde wat hulle bemoedig het, bemoedig ons vandag nog. Moenie bang wees nie. Jesus is die middelpunt van die hele Bybel, ook van die profeseë. Hier is ons hoop. Hy sê vir ons: laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die uitdagende tye wat voorlê, wat nou al voor die deur is, kan ons weet, God is getrou. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Soos die gelowiges in hierdie twee verhale, kan ons ook hoop en vrede in Jesus vind, selfs in die hitte van beproewing en vervolging. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 21 Junie. Julle, net gou 'n onderbreking voor ons begin met die les. Die klank gaan nou baie vreeslik snaaks klink. Gaan klink asof dit twee stemme is wat praat. Dit was 'n tegniese fout, maar teen die tyd wat ons by die openingsgebed kom, gaan die klank weer reg wees. Baie dankie vir julle ouens se geduld. Kom ons gaan voort. Baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 12, voorlopers, vir 14 tot 20 Junie. Hierdie week se teksvers vind ons in 2 Timoteus 1 vers 7. Dit lees: God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis 2 Timoteus 1 vers 7. Ek lees weer. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg dat ons weer eens u woord kan open en daaruit kan leer. Ek bid u Vader asseblief dat u ons insig sal gee in die woord en ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer eens baie welkom. Dankie dat julle saam met ons inskakel vir hierdie week se les. Ons is besig hierdie kwartaal om te kyk na verhale binne die Bybel en hoe ons daaruit beelde kan kry van profetiese betekenis en spesifiek oor die tyd van die einde, die tyd waarin ons vandag lewe. En ons kyk hierdie week les 12, wat die tweede laaste les van hierdie kwartaalse lesse is, kyk ons na voorlopers. Ons gaan kyk na die Ou Testament en ook na die Nuwe Testament. Kom ons gaan kyk na Sondag se les. Sondag 15 Junie se opskrif is Daniël 2 en die geskiedkundige benadering tot profesie. Nou Daniël 2 is 'n baie welbekende, 'n baie gewilde 'n profesie verhaal in die Bybel. En ons weet die Bybel is die mees gehate boek in die wêreld, was nog ter alle eeue gewees. Maar as daar 'n boek is in die Bybel wat die meeste gehaat word, is dit die boek Daniël. As daar 'n hoofstuk is wat die meeste gehaat word in die boek Daniël, is dit Daniël hoofstuk 2. Juis omdat Daniël hoofstuk 2 'n profesie bevat wat so akkuraat is dat die kritici sê nee, dit kon nie geskryf gewees het in die tyd waarin dit sê dit geskryf is nie. Dit is net te akkuraat. En hulle reken is omtrent 200 voor Christus geskryf, nie tussen 5 en 600 voor Christus nie, soos wat die Bybel natuurlik eis nie. Maar wat is hierdie profetiese verhaal wat hier uitgekom het in Daniël 2, die van die wat nou nog nie weet nie, gaan kyk gerus na Daniël hoofstuk 2. Hier vind ons vir Daniël, wat nog in die leerskool is in Babylon, om 'n wyse man te word. Hulle is in ballingskap,
Jerusalem is vernietig, die tempel is vernietig, hulle is in ballingskap in Babel en hulle word die godsdiens en die taal van die Galadeërs geleer en hy word opgelei as 'n wyse man. En hy, Sedrag, Mesach en Abednego, in Daniël hoofstuk 1 vind ons is manne wat op God staat maak, manne van die woord van God is, en wat die woord van God volg, aangesien hulle gekies het om nie die koning se spys te eet nie, want dit is teen die gesondheidsvoorskrifte van God, wat baie duidelik deur Moses gegee is, om die varkvleis te eet nie, om die kreef te eet nie, al die onrein diere, om nie wyn te drink nie, en al daai klas van goed. So ons begin in die boek Daniël 1 reeds sien, hierdie is manne wat vir God staan. In Daniël 2 kry Nebukadneser, hierdie Babyloniese koning, Nebukadneser die tweede of die grote, hy kry 'n droom, die droom plan vreeslik, hy word wakker en hy roep sy mense, sy wyse manne, ek wil weet wat hierdie droom is wat ek nou gedroom het. Hulle sê, seker, vertel ons die droom. Hy sê, nee, julle sal my vertel wat ek gedroom het. Dan sal ek weet, die uitleg van die droom is ook die waarheid. En hulle was verbaas, geen koning het nog nooit so iets gevra nie. Ons kan dit nie doen nie. En hy sê, wel, dan gaan ek van julle ontslaa raak. Julle huise, julle families, ek gaan julle almal laat vernietig. En die woord gaan toe uit, want hulle sê, ons kan dit nie doen nie. Hy word baie kwaad. En aan die ander kant sê hy, as jy dit wel kan doen, gaan ek julle groot rykdom en eer gee. Maar hulle kan dit nog steeds nie doen nie. En so, toe hulle nou begin het om die wyse manne by mekaar te maak, om almal dood te maak, volgens die woord van die Nebukadneser, kom hulle by Daniël en sy vriende af, wat nou seker maar deel is van die groep, aangesien hulle deur hierdie wyse manne opgelei word, is hulle ook beskou as die wyse manne, alhoewel hulle, kan ek sê, appies was. En Daniël vra vir hierdie leiwag, Arioch, hoor jy so, hoekom is dit so ernstig, hoekom mense doodmaak, wat gaan aan? En hy vertel toe vir hom van hierdie droom, niemand kan die droom uitlei nie, en hy gaan in by die koning, en hy vra die koning vir tyd, en die koning gun op die tyd, en hy gaan na sy vriende toe, Sedrag, Mesach en Abednego, en hulle bid, hulle vra die God van die hemel, dat hy hierdie droom in hulle so openbaar, en ook die betekenis daarvan, en dan sien jy, waar hy in 'n naggesig, God aan hom hierdie droom openbaar, en dan roep hy God aan, en hy sê, en hy loof en hy prys die Here, hy sê, u sit konings op, en u sal konings af, u is in beheer. Hy kom by die koning, en hy gee al die eer aan God, hy sê, God het besluit om aan u te wys wat hierna gaan gebeur. Niks spesiaals aan my nie, maar sodat die koning kan wys word oor wat hierna gaan gebeur. En hy vertel toe vir die koning die droom. En die droom wat hy sê wat hy gehad het is hierdie groot beeld. Magnifiek en groot, het op die aarde gestaan, die kop was van goud, die arms en die bors was van silwer, die heupe en die maag was van koper, die bene van yster, die voete gedeeltelik yster, gedeeltelik klei. En toe kom daar 'n klip los, sonder die toene van mense hande, en dit tref hom aan die voete, aan die tone, en stamp alles stikkend. En die wind kom, en het waai alles weg. En hierdie klip groeiende berge, vul die hele aarde. En natuurlijk in die tyd, was die koning oortuig, hierdie man het insigte wat ander mense nie het nie. En hy gaan natuurlijk nou hierdie uitleg, gaan hy glo, en hy sê vir hom, hier staan nou die uitleg, u is die hoof van goud, maar na u gaan daar 'n ander koninkryk opstaan, en na u 'n ander koninkryk, en dan 'n derde koninkryk, en dan 'n vierde koninkryk van yster, en dat u gesien het, dis die yster en die klei wat u kan meng nie, daar gaan nie weer een koninkryk wees wat almal regeer nie. Hulle gaan wel probeer deur menslike gemeenskap om mekaar te kleef, maar hulle sal nooit in mekaar kleef nie. En die klip wat u gesien het, God gaan sy koninkryk op die aarde stig, wat tot in alle ewigheid sal staan, en nie gaan val nie. En natuurlijk het die koning baie verbaas, dat hierdie jongman presies weet wat hy gedroom het, en dan hierdie uitleg gee, was hy verbaas geweest, en hy het Daniël eer gegee, dat hy hierdie droom kon uitleg. Maar wat verbaasend is, en wat die kritisie van die Bybel vandag so haat, is dat het so akkuraat is. Maar kom ons sê nou, dit was 200 voor Christus geskryf gewees. Toe Rome tot 'n val gekom het, het hy 10 koninkryke opgedeel, die 10 tone van die beeld. En as ons kyk na Daniël 7, 3 van hulle is ontwortel, dat het presies so gebeur. En so sien ons dat die Bybel vandag nog in Daniël 2 in vervulling is,
want daar het nog nooit weer een regering die wêreld regeer nie. Napoleon het probeer, hy het dit amper reg gekry, maar hy het tot 'n val gekom. Hitler het probeer, hy het dit amper reg gekry, hy het tot 'n val gekom, en tot vandag toe nog is daardie droom, of daardie profesie in vervulling. En dit is maar een van die mooiste bewyse, dat God is in beheer van hierdie wêreld. Die les vra hierso 'n vraag aan die einde van Sondag. Hy sê, hoe bewys Daniël 2 aan ons dat God nie net die toekoms ken nie, maar dat hy uiteindelik in beheer daarvan sal wees. En dis nie net dat hy in beheer daarvan sal wees nie, maar hy is beheer daarin. Want Daniël, toe hy God geloof en prys het in die droom, sê, U sit konings op en U haal konings af. U verhoog en U verneder. Die Here is nog steeds in beheer, selfs in hierdie gebroke stukkende wêreld. En hoe weet ons dat God se koninkryk op einde van dag wel tot stand gaan kom? Want alles het gebeur soos wat dit gesê het, dit gaan gebeur. Nou het ons vandag die geskiedenis. Ons kan in die geskiedenisboeke kyk, dat hierdie profesie wat amper 600 voor Christus vir ons gegee is, dat het wel in vervulling getree het. Maar dan kom ons nou by maandagse gedeelte, en maandagse gedeelte 6 Junie is aanbidding van die beeld. Maar sien, daar is vir hom gesê, U is die hoof van goud, maar na U sal daar 'n ander koning opstaan. En hierdie koning was voorgestel deur silwer, en na hom koper, en na hom die bene van yster. En so sien ons dat hierdie beeld wat hy gesien het verskillende metale. Maar hier vind ons nou in Daniël hoofstuk 3, in die volgende hoofstuk, maak Nebukadneser 'n beeld, maar hierdie beeld se kop is goud, die arms en die bors is goud, die maag en die heupe is goud, die bene is goud, die voete, die tone, alles is goud. En hy roep 'n woord uit. Hy het al die leiers van al die lande waaroor hy regeer, het hy by mekaar geroep. So daar's 'n massa mense, verteenwoordigers van al die koninkryke waaroor Babylon geregeer het. En hy sê vir hulle, as julle al hierdie pragtige musiek hoor, dan moet julle voor hierdie beeld buig en dit bid. Nou die Bybel noem nie van Daniël, dat Daniël daar was nie. Daar word aangeneem dat Daniël nie daar was nie, hy was weggestuur gewees na 'n ander plek toe. Maar aangesien sy vriende ook na aanvraag van Daniël, in Daniël hoofstuk 2 noemde dit, dat sy vriende ook aangestel word, as hoofde, was hulle ook onder hierdie offisiere gewees. Maar hulle het geweier om te buk, hulle het geweier om hierdie afgod van goud te aanbid. Want soos ons gesien het in Daniël hoofstuk 1, hulle is getrou aan God. Hulle is mense van die woord van God. En die woord het uitgegaan en gesê, as julle nie voor hierdie beeld aanbid nie, sal julle in die vuuroond gegooi word. Nou, as 'n mens dit vergelyk met ons uitdagings vandag, wanneer dit kom by die aanbidding van God, die bywoning van die huis van God, of ietsie wat ons miskien moet doen, 'n amp beklee, of 'n taak wat ons moet verrig in of vir die kerk, is dit so maklik vir ons om na ons omstandighede te kyk en 'n verskoning te kry om dit nie te kan doen nie, tyd te kry daarvoor nie. Hierdie ouens se lewens was op die spel gewees. Hulle lewens was op die spel gewees. En daar word aan die koning oorgedra, luister hierso, hierdie ballinge van Judea af, hulle weier om te kniel. En die koning roep hulle, hy sê vir hulle, as julle nie nou luister nie, gaan ek hierdie oond 7 keer warmer maak, en ek gaan julle daaraan gooi. Dis my so mooi wat hulle antwoord hier, so Daniël 3, hulle sê ons moet 17 en 18 lees, maar ek wil graag ook vers 16 vir ons lees. Dit sê, Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand ook koning verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Wauw. Hey. Die seerste seer wat 'n mens sekerlik kan kry, is om met vuur verbrand te word,
Nee, wag, miskien is goud ook baie naby aan dit, want goud is daarom 'n vreeslike seer ding. Maar ons praat nie nou oor goud nie. Dink aan jouself, jy het jouself al gebrand. Ek het as kind op 'n koeltjie gebrand. Dis 'n intense vuur. Hier gaan hulle in daai vuur gegooi word en hulle gaan definitief oorleef nie. En 'n mens brand nie net vinnig op nie. Dit vat so 2 minute wat 'n mens brand voordat jy opbrand. So dit is 'n vreesaanjaende, verminkende, vernietigende dood om te sterf. En tog het hierdie manne sterk gestaan en gesê, koning, ons gaan nie onsself eers probeer verdedig nie. Ons wil hê u moet weet, al gooi u ons in die vuuroond, ons gaan u gode nie aanbid nie. Ons God kan ons verlos, maar al verlos hy ons nie, al sterf ons in die vuur, ons gaan nie u gode aanbid nie. Wow! Is dit nie fantasties? Daardie geloof wat hulle het nie. Hulle moes seker maar bang gewees het. Maar tog was hulle vertrou op die Here groter as hulle vrees. Groter as wat daai vuur se vlamme was. En toe gebeur die wonderwerk. Hulle word in die vuur gegooi en al wat afbrand is die boeye waarmee hulle gebind is. Die bande waarmee hulle gebind is. En daar's 'n 4de persoon. En hy sê, Nebukadnesar sê, hy lyk soos 'n godeseun, die 4de een wat by hulle is. Hy roep hulle uit. Hulle ruik nie eers na rook nie. En hy gee eer aan hy gee alle eer aan God. En al die nasies wat daar rondom is, al die verteenwoordigers sê van, as enigiemand iets slegs sê van hulle God, sal daar van sy huis en mis oopgemaak word. En daar word God vereer deur hierdie 3 mannetjies, waar daai verering die hele wêreld ingaan. En ons sê so maar wat kan ek nou doen? Baie belangrike verskonings uitdink, maar ag, hierdie is tog nou nie so belangrik, en ek het ook nou nie tyd nie, of die mense gaan snaaks dink van my, of ek gaan skaam kry. As ons net in daai klein dingetjies getrou kan wees, is dit moontlik dat ons die hele stad tot bekering kan roep. Dat die woord na die hele stad toe gaan, jou hele dorp, miskien jou hele provinsie. God het hier 3 jong manne gebruik. Wat kan hy nie doen deur 'n gemeente waar daar minstens 5 is nie? Ek dink ons besef nie dat die God wat ons aanbid is dieselfde God van Sedrag, Mesach, Abednego, dieselfde God van Daniël wat in die leeukuil beland het. En die Here selfs daai wilde leeu's, hongerleeu's se monde gesluit het. Hier's 'n vraag aan die einde van die dag. Dit lees soos volg, dit sê, hoe kan ons die maklike rasionalisering vermy wat aan ons voorgehou word om ons geloof te kompromiteer? Wat sê die volgende vers wat 'n soortgelyke versoeking aanspreek? Dis Lukas 6 vers 10. Hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste is ook in die grootste onregverdig. So ons mag miskien dink, ja, maar daar is seker groot dinge waarvoor ons moet paas staan nie. Maar dit selfs die klein dingetjies wat saak maak. Maar as ons aan die klein dingetjies nie getrou is nie, gaan ons nie getrou wees wanneer die groot dinge kom nie. Ja, maar ek sal regkom, ek sal daai groot besluit kan maak. Kan jy die besluit maak in die klein dingetjies? Dis die vraag wat ons self moet afvra. En waar staan ons wat dit aanbetref? Kom ons kyk na die volgende dag se les, en dit is Dinsdag, en die opskrif is vir 17 Junie, om die beeld weer te aanbid. Nou dit is verbasend, hierdie gebeurtenis met Sedrag, Mesach en Abednego, waar hulle gedwing is om hierdie beeld te aanbid. Natuurlik, die eerste en die tweede gebod sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod sê, jy mag geen gesneede beelde maak en hulle aanbid nie. So hierdie was een van die gebooie wat jou liefde tot God wys, die eerste 4 gebooie. Want is liefde tot God, die eerste 4, liefde tot jou naaste, die laaste 6. En hierdie het ook gehad met die eerste 4, waar hulle geweier het, selfs dat hulle lewens daarvan afhang het hulle geweier en gesê, ons gaan nie hierdie wet van God breek nie. Mens kan natuurlik dink, joh, is hulle nie 'n bietjie te erg nie. Maar ons moet onthou, die loon van die sonde is die dood. Ja, Jesus het gesterf vir ons sondes. En hy het die prys vir ons sondes betaal, maar as ons volhard in die sonde en sonde kies in plaas van God,
dan gaan sy dood op die kruis te vergeefs wees vir ons. Want dan het ons gekies, soos Jesus sê, jy is die slaaf van hom aan wie jy gehoorsaam is. En in die laaste dag gaan ons met dieselfde versoekings, met dieselfde aanbiddingsdilemma, laat ek het so stel, met dieselfde aanbiddingsdilemma voorstaan as wat Daniël se vriende voorgestaan het. Want kyk net wat sê Openbaring 13, vers 11 tot 17, lees saam met my, dit sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos die lam, en net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die goddelike wond gelees. Nou wat baie interessant is hierso, is het praat hierso van aanbidding. So hierdie dier moet aanbid word. Ons het in Daniël 3 gesien, dat gaan oor aanbidding. Kom ons lees verder, kom ons kyk nou vers 13. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So hierso in Daniël, Openbaring 13, word daar 'n beeld gemaak. Ek wonder of hierdie beeld ook aanbid moet word. Kom ons lees. Vers 15. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Hier is 'n doodsvonnis uitgespreek oor diegene wat hierdie beeld nie aanbid nie. Dieselfde as Sadrag, Mesach en Abednego. Maar kom ons lees verder, vers 16 en 17. En hy maak dat almal, klein en groot, en rykes, en die armes, en die vrye mense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand, en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die naam van die dier, of die getal van sy naam het. En nou vooral, ons moet ook kyk na Openbaring 9, 11 en 12. Nou kyk, Openbaring 14, vers 9, vers 11 en 12. Nou kyk hierso. Openbaring 14, vers 9 sê, en die derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, weer eens hierso is die aanbidding van 'n beeld. Vers 11. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid. Vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Dit is nogal interessant. So hierso praat die hele van aanbid. En dan praat het van, hier is dan nou hulle wat die gebooie van God gehoorsaam. So hier sien ons dat hierdie aanbidding gaan te doen hê met die gebooie van God. Ja, natuurlijk, jy mag geen ander gode aanbid nie, maar of gesneerde beelde aanbid nie. Maar hier gaan ons sien dat hierdie is nie noodwendig 'n gesneerde beeld soos in die tyd van Daniël se 3 vriende nie, maar dat hierdie 'n sisteem is, soos wat ek reeds gesê het, Jesus gesê het, om aan wie jy gehoorsaam is, dit is daai ene wie se slaaf jy is. En hier gaan het gaan oor gehoorsaamheid aan of God of die mens. Kyk wat sê Openbaring 16 vers 2. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose sweer het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Weer eens sien ons hierso kom die beeld van die dier ter sprake, en hierdie spesifiek praat van die eerste van die 7 pla, die bose swere. En dan lees ons verder ook, hierso Openbaring 19 vers 20, en die dier is gevange geleem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. En dan weer Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus,
en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof of pelaat nie ontvang het nie. So hier sien ons dat 'n baie, baie belangrike punt wat gemaak is, wat die onderskeid is tussen die wat gered gaan wees en die wat nie gered gaan wees nie, is die aanbidding van 'n beeld. Net soos wat dit was in die tyd van Daniël hoofstuk 3. Nou, daar word geroep in Openbaring 14 vers 6, vers 7, aanbid hom wat die hemel en die aarde en die waterfonteine ensovoorts gemaak het. So, daar's 'n oproep aan die wêreld in die laaste dae om die Skepper God te aanbid. Maar hierso sien ons dat die duiwel se teenmiddel is dat die beeld van die dier aanbid moet word. So dit gaan beslis gaan oor aanbidding. En die feit dat dit daarso noem, hier is hulle wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Christus Jesus het, wys vir ons dat dit gaan oor die gebooie van God gaan. Minstens een van die gebooie van God. Gehoorsaamheid aan die Skepper God of gehoorsaam aan die mens. Romeine 1 vers 18 tot 25. Hulle sê ons moet daarna kyk en sê hulle let op na die ooreenkomste in Romeine 1 vers 18 en Openbaring 14 vers 9 en vers 10 met betrekking tot die grimmigheid van God. Hulle vra op watter manier dan is die kwessie oor aanbidding van die beeld net 'n ander manifestasie van dieselfde beginsel, naamlik aan wie die mens uiteindelik onderdanig gaan wees. So Romeine 1 vers 18 tot 25 lees, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat aan ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke bestaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in 'n gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Wow, hierso is baie duidelik 'n ooreenkoms, of kan ek sê weer 'n kontras wat gewys word tussen die wat God moet aanbid, dat God as Skepper vereer en verheerlik moet word, maar die mens en die mensgemaakte dinge word vereer en verhoog. Nou die lesie sê hierso, hierdie laaste paragraaf, ek wil dit vir ons lees saam met my. Dit sê hierso, aanbidding beteken nie noodwendig om te kniel en wierook te offer nie, hoewel dit so kan wees. Ons aanbid dit waaraan ons hoogste trou behoort. As jy dink oor wie God is, ons Skepper, en wat hy vir ons gedoen het deur Jesus, ons verlosser ook, dan moet hy natuurlik alleen aanbid word. Enigiets anders is afgoderry. Dalk help dit om Jesus se harde woorde hier te verduidelik, waar hy Matteus 12 vers 30 sê, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Die eindtyd gebeurtenisse gaan dood eenvoudig 'n dramatiese manifestasie van hierdie waarheid wees, of vir Christus of teen Christus. Voordat ons verder gaan na Woensdag se les toe, net vinnig hierdie aankondiging. Ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk jy subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie,
As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan, wat vir u so gaan vat na les 2, die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai gaan u na die Facebookblad toe vat, daai gaan u na die webtuiste toe vat, en daardie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe, waar die les elke dag in audio, 'n baie lae formaat opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daar is ons besonderhede, bankbesonderhede, en baie dankie vir die wat alreeds bydrae gemaak het, en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Nou sê, baie welkom terug. Ons is by Woensdag 18 Junie, en die opskrif is vervolging van die vroeë kerk, Nou, die vroeë kerk, wat Jesus gestig het en die disippels geplant het, het van die begin af vervolging en was bedreig gewees. En die rede daarvoor was gewees, want die Jode wat so teen Jesus was teen Jesus se volgelinge ook gewees. Want hulle was baie bekommerd, want daar so duisende mense op een dag, Jode selfs van hulle eie priesters, wat gelowig geraak het aan hierdie nuwe geloof. En dit het hulle, hierdie geloof in Moses bedreig. En hulle kon dit nie laat gebeur het nie. Ons lees in die groot stryd, bladsy 39, lees ons die volgende, dit sê, die magte van die aarde en, ek net hierdie ding skryf, ekskuus, ek kan nie daar sien nie, die magte van die aarde en die hel, het teen Christus opgetree, deur sy navolgers te vervolg. Paganisme het besef, dat as die evangelie die oorwinning sou behaal, sy tempels en altare vernietig sou word. Daarom het hy al sy kragte aangemonster om die Christendom te vernietig. Die vuur van vervolging is aangesteek. So dit was nie net van die Jode nie, maar het was ook van die paganistiese wêreld gewees. En dan het die Jode natuurlik die krag en die mag van die heidense wêreld gebruik, soos wat hulle dit gedoen het in Jesus se geval, om die kinders van God te vervolg en te versoek. 'n Baie belangrike punt daarso, dit was die kerk gewees, wat die regering gebruik het, om die kinders van God te vervolg. Dit gaan dieselfde wees in die laaste dae. Dit gaan die kerk wees, wat in die laaste dae die regering gaan gebruik, om die kinders van God te versoek. Nou die lesie vra vir ons moet hierso kyk na Handelinge 12, vers 1 tot 17, en hierso vertel dit van, ek gaan net 'n stukkie lees, nie die hele ene nie, kom ons lees vanaf vers 1, en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen, en hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring, en toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem, en dit was die dag van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit, en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So, hier vind Petrus hom natuurlik dan nou, in die gevangenis, hy is geboei, 'n soldaat aan sy regterkant, 'n soldaat aan sy linkerkant, en hy is aan hulle vasgeboei, 2 soldate wat buite die gevangenis is, wat hulle oppas, en terwyl hy daar in gevangenis was, en hy geweet het, hulle het Jakobus onthoof, en hierdie Herodes gaan dieselfde met hom doen, dat sy lewe in gevaar is, vind ons hierso dat hy so vas slaap, geboeid aan hierdie 2 soldate, dat daar kom 'n engel, en die engel verlig daai hele gevangenis. Maar Petrus word nie wakker nie. Hy moet Petrus aan die sy slaan, vir Petrus om wakker te word. Waar Petrus eintlik die hele dag moes wakker gebly, die hele nag moes wakker gebly, gestres het oor wat met hom gaan gebeur, vind ons dat hy rustig is. En die engel sê toe vir hom, trek jou klere aan, trek jou skoene aan, volg my. En hulle, die deure gaan oop, die tronkdeure gaan oop, en hulle stap uit, en Petrus dink, hy is besig om 'n gesig te sien. En eers toe hulle in die straat kom, en die engel verdwyn, en hy tot by sy sinne kom, en sê maar, ek is uit die gevangenis uit,
Ek sien die straat, ek herken die strate waarin ek is. Toe besef hy, maar die engel van die Here het hom verlos. God het sy engel gestuur om hom te red. Hy gaan toe na Johannes se moeder se huis toe, Maria, en hulle was besig om te bid intussen vir sy vrylating, vir sy beskerming, en terwyl hulle besig was om te bid, kom hy en hy klop in die deur, en die diersmeisie kom, en sy skrik so groot toe sy hoor dit is hy, sy haar antwoord en sy hart loop net terug, en sy sê vir hulle, Petrus is hier, en hulle sê, ag jy jok man, dit is seker 'n spook. Dit is nogal snaaks, hulle bid vir die vrylating van Petrus, hy word losgelaat, hy gaan na hulle toe, en dan glo hulle dit nie. Dit is nogal interessant, nee. Maar ons weet dat hy's gered. Hy's uit die tronk uit gered. Maar Petrus is later hy gekruisig, is hy wel doodgemaak. Ons weet dat Sedrak, Mesach en Abednego gespaar is van die vuur. Maar hulle het ook baie moeilike tyd deurgegaan toe die Meders en die Perse aan bewind gekom het. Met die mense wat goed teen hulle ook aangehits het, wat ons sien wat Daniël deurgegaan het. Partykeer word mense gespaar, partykeer is mense doodgemaak. So, hier is 'n gedeelte in die Bybel wat ek graag wil lees. En lees dit saam met my, dis hier in die lesie. Dit sê hierso, dit is Johannes 21 vers 18 en 19, voorwaar ek sê vir jou, toe jy honger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Nou Jesus is besig om met Petrus hier te praat. En Jesus wys vir Petrus aan wat se dood hy sou sterf tot eer van God. Hy gaan vervolg word en hy gaan sterf dieselfde manier wat Jesus gesterf het, hy gaan gekruisig word. Maar dan sê Jesus vir hom, volg my. Jo, jy gaan omdat jy my volg, gaan jy vervolg word en hulle gaan jou bind, hulle gaan jou kruisig, hulle gaan jou doodmaak. Volg my. Dis nogal 'n snaakse stelling daai. En die vind ons ook dat Petrus wel die Here gevolg het. Nadat die Here wel van hom gesê het dat hy gaan ly vir die Here, sê hy volg my. En dit vertel vir ons dat ten spyte van die feit dat ons in al hierdie profesieë sien en hoor hoe erg dit gaan wees en die vervolging en selfs tot die dood veroordeel ons gaan word, roep die Here ons nog steeds om aan te hou om hom te volg. As ons 'n boodskap aan 'n nuwe gelowige oorbring waar die Here hom roep en sê volg my, roep die Here hom en sê volg my, ten spyte van die feit dat juis dit gaan jou vervolging veroorsaak. Hier's 'n vraag aan die einde van die dag. Dit sê hierso: let op dat Jesus nadat hy aan Petrus gesê het hoe hy sou sterf, nogtans steeds vir hom sê volg my. Wat behoort dit aan ons te sê oor waarom selfs 'n doodsdreigement ons nie behoort te weerhou om die Here te volg nie? Want ons weet toe Jesus van Jairus se dogtertjie gepraat het wat dood was, het hy gesê sy slaap. Ons weet God het van Lazarus gesê hy slaap. Daniël 12 vers 2 sê vir ons, die wat in die stof van die aarde slaap. En die dood van ons hier dood gaan word 'n slaap genoem, want ons word almal opgewek. Dis die hoop waaraan ons kan vashou. Om die Here te volg, al verloor ek al my besittings, al verloor ek my lewe. Want ek weet hierdie besittings kan nie opweeg met die besittings wat ek gaan hê in die nuwe hemel en nuwe aarde nie. Hierdie dood wat ek hierso sterf is maar net 'n slaap. En die Here hou vir my die ewige lewe saam met hom en saam met ons Vader, saam met ons geliefdes vir ewig in 'n sondelose wêreld. Daarom kan ons vashou, al beteken dit ons gaan met die dood gedreig word, van ons gaan miskien sterf. Ons weet God is getrou. Kom ons gaan na ons volgende dag toe, en dis donderdag, die merk van die dier. Nou, daar's 'n neiging
en dit is seker maar vanselfsprekend, dat baie mense, selfs in die 70 Adventiste kerk, nie meer glo in die antichrist, wie die antichrist is, die merk van die dier ensovoorts nie. Die 70 Adventiste siening, die Bybelse siening, en wat ook die siening was van ons protestantse vaders, en dit is nou Johannes Hus, Martin Luther, al daai manne, hulle het geweet wie is die antichrist. Hulle het baie duidelik kon sien na wie al hierdie profesieë verwys het, en hulle het gesien dat hierdie profesieë verwys na die pausdom as die antichrist. Dis in hulle geskrifte waar hulle dit self sê, dat hy is die man van die sonde. Hy is die een wat sit op die troon van God en voorgee dat hy God is. En dat hy die antichrist is, dat hy klein horingkie mag is. Maar ongelukkig, die Christenkerke glo dit nie meer vandag nie, as gevolg van die invloed van 2 Jesuïte, wie se geskrifte hulle plek gevind het in die predikante se skole, en Bybels geskryf het, wat reference het, wat is dit in Afrikaans in elk geval, as jy byvoorbeeld onder in die Bybel kyk, jy sien daar soos 'n lettertjie, 'n F of 'n G, en dan verduidelik dit vir jou wat daai gedeelte van die Bybel beteken, en hulle het hulle idees daarin gesit oor die profesie, wat wys wie die antichrist is, en hulle het dit gedoen sodat die identifikasie van die paus as die antichrist, dat dit nie meer so duidelik is nie, maar hulle het byvoorbeeld futurism en preterism voorgestel, hierdie 2 manne afsonderlik. Een het gesê nee, dit was Antiochus Epiphanes, die ander een het die Bybel so verduidelik en profeseer dat nee, in die laaste 7 jaar gaan daar so hierdie 'n mag wees wat die antichrist mag gaan wees. En so is die aandag weggeneem van wie die ware antichrist is. En dis hartseer, maar die meerderheid van die Christenwêreld glo dit. Hulle het, alhoewel hulle self protestante noem, het hulle protestantse rede hoekom hulle protestante is verloor, want hulle glo nie meer dat die paus is die antichrist nie. Party sê hy's miskien 'n antichrist, maar nie die hoofrol nie. En dit is nogal 'n probleem as die vyand by jou is en jy wys so en jy sê daar's die vyand, en die vyand sal langs jou en sê ja, daar's die vyand. Dis dan wanneer die vyand op sy gevaarlikste is. En geen wonder, die Bybel noem dit die wonder van die leuen nie. Die lesverhaal hierso, ons moet kyk na Matteus 12 vers 9 tot 14 en Johannes 5 vers 1 tot 16. Dan vra dit, watter vraagstuk het veroorsaak dat die godsdienstige leiers Jesus wou doodmaak? Nou hier is dit te doen met die Sabbat. En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kon aankla. Maar hy het vir hulle gesê, watter mens sal daar onder julle wees, wat een skaap en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? Soos dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir iemand, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek en dit het herstel, gesond soos die ander, en kyk dan na vers 14. Daarop het die fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom kom ombring. Nou, hierdie ombring beteken doodmaak. Ons sien dit baie duideliker in Johannes 5 vers 1 tot 16. Hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. En hierso sien ons, ek gaan nou nie alles lees nie, waar hierdie man gewag het dat die water geroer moet word, en dat hy kan ingaan en gesond kan word, maar daar's niemand wat ons toe vat nie. Jesus gaan 'n Sabbatmiddag soontoe, en hy sê vir die man, wil jy gesond word? Hy sê, Heer, ek het niemand om my in die water te sit nie. En Jesus sê vir hom, neem jou bed op en loop. En hy doen dit, hy sal op en hy's genees. Hy vat sy bed, hy tel sy bed op, is natuurlik sulke rolbeddens wat jy onder die arm kan dra. En die mense sien hom, die Jode, hulle sê, jy mag nie jou bed op die Sabbat dra nie. En ek meen, hier is 'n man wat vir 36 jaar verlam was, hulle ken hom. Hulle het hom gesien, hier loop hy, hulle sien dit heeltemal mis. Hey, jy dra jou bed op die Sabbat. Weet julle, ons moet versigtig wees vir dit. Ons is 70 Adventiste, is baie vatbaar vir daardie blindheid.
dat ons die wonders van God miskyk en mense trakteer op dinge wat op daardie stadium niks met hulle verlossing uit te waai het nie. En ons moet versigtig wees daarmee. Maar kom ons kom terug tot by die punt. Dan sal ons nou sien hierso, die Jode vra vir hom, hoekom draai het? Hy sê die man wat my gesond gemaak het. Hy het gesê ek moet my bed dra. Maar dan lees ons hierso, dit sê in vers 16, en hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Wow, so een van die groot redes, hoekom hulle Jesus wou doodmaak, het gegaan oor die Sabbat. Dis interessant. Wat is die kans dat die groot ding gaan in die laaste dae, hoekom hulle ons wil doodmaak, gaan wees oor die Sabbat? Natuurlik nou nie op dieselfde manier nie. Maar as die Bybel ons roep om die boodskap na die wêreld toe te vat, wat sê, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En ons sien dat in Openbaring 13, is dit die draak wat uitroep en sê, aanbid die beeld. Nou, hierdie beeld is natuurlik waar kerk en staat weer verenig is waar die kerk die staat se mag gaan gebruik. Met met Elia het die vrou, Jezebel, het sy haar man, die regering, probeer gebruik om die profete dood te maak en ook om probeer om die profeet dood te maak. Nou die vrou verteenwoordig die kerk, of 'n kerk. En dan het ons ook gevind waar Johannes die Doper, dit was 'n vrou gewees, waar die koning die regering gevra het om hom te onthoof. In Jesus se geval, sien ons dit is die kerk, wat die regering gevra het om hom te laat kruisig. Wat is die kans? Dat die kerk, die regering gaan vra in die laaste dae, om die kinders van God te veroordeel, in tronke te stop, en selfs tot die dood te veroordeel. Hierdie is miskien dinge wat snaaks lyk. Nee, hoe kan dit nou gebeur? Het jy opgelet hoe in die laaste 10 jaar die wêreld verander het, van die een na die ander? Die een wet na die ander wet word ingestel, selfs die konstitusie van party lande word verander. Niks is onmoontlik nie. En dit maak eintlik sin. Wanneer dit kom by aanbidding, die mens het die 10 gebooie van God verander. Die 4de gebod wat sê, die 7 dag is die Sabbat van die Here jou God, het die mens verander en gesê, onthou om die dag van die Here te gehoorsaam. En dan bedoel hulle, of die dag van die Here te vier, of te heilig, skus. En dan bedoel hulle met die dag van die Here, die eerste dag van die week. Nou, wie het dit ingestel? Het God enigstens dit ingestel? Nee. Dan is dit nie God se Sabbat nie. Wie die 7 dag ingestel is die Sabbat? God. Daarom sê die Bybel, die 7 dag is die Sabbat van die Here jou God. So as jy dan nou die eerste dag hou, aan wie jy gehoorsaam? Wie het daai wet daar gestel? God of die mens? So hier is 'n beeld wat die regering godsdienstige wette gaan instel. Soos in die tyd van Sadrag, Mesach en Abednego. Die regering kan sê jy mag nie doodslaan nie. Jy moet respek hê vir jou ouers. Jy mag nie steel nie. Maar die regering kan nie vir jou sê wat jy moet maak met die eerste 4 gebooie nie. Hulle mag nie jou gewete daarso aanraak nie. Wie jy moet aanbid, wanneer jy moet bid, hoe jy moet aanbid nie. En dit is juis hier waar die beeld van die dier wat die Rooms-Katolieke kerk is, waar die hoof van die regering is ook die hoof van die kerk, en die kerk het die mag van die regering gebruik om die Christen in die donker eeu vir 1260 jaar te vervolg en dood te maak en uit te moor. Soos vir die Bybel Openbaring 12 verduidelik dat gaan gebeur het, en weer gaan gebeur, want hy gaan oorlog voer teen haar ander nakomelinge, wat ons het, en daar gaan 'n beeld gemaak word. Nou, 'n beeld is iets wat dieselfde is van daai eerste dier, en daai eerste dier is juist daai ene wat die kerk die regering se mag gebruik het, om mense te vervolg,
en te vermoor. Dit gaan weer gebeur. Daar is soveel meer om te sê hier rondom, maar tyd laat ons nie toe nie. Gesels met ons in die bespreking van die video hieronder. Hierso is 'n vraag aan die einde van donderdag om doodgemaak te word oor een van God se gebooie. Hoe kan jy jouself maklik uit hierdie situasie rasionaliseer? En dit is natuurlik gevaarlik. Punt is, as jy nie getrou is in die klein goedjies nie, gaan jy nie getrou wees in die groot goeders nie. Dis nou die tyd vir ons om ons saak met die Here reg te kry en God te vra om ons te help om gehoorsaam te wees en dan gehoorsaam te wees. Ons moet die elboogries ook insit. Want wanneer ons die eerste stap gee, maak God daardie see oop. Kom ons kyk na Vrydag. En Vrydag het vir ons, kom ons kyk, 3 vrae. Die eerste vraag. Lees 2 Timoteus 1 vers 7, bespreek die dinge in die profesie wat jou die meeste pla. Hoe kan ons van 'n gees van vrees ontslaa raak om hoop vind in God se boodskap van hoop, te midde van profesieë wat oor vervolging weens ons geloof praat? Nou, 2 Timoteus 1 vers 7 is ons geheue teksvers wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons moet onthou, ons krag kom van die Here af. Ons kan op ons eie krag staat maak nie. En die gees wat God vir ons gee, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van hoop, van geregtigheid. So, as ons naby aan Jesus bly, sal hy ons die vermoë gee om hierdie dinge deur te gaan. Ons het gesien, daar's geskiedkundige geskrifte wat opgeteken is, van die donker eeue wanneer Christene op brandstapels verbrand is, terwyl hulle die Here loof en prys en alle eer aan die Here bring, met stralende gesigte vol geluk en eer, dat hulle God so kan dien. Die Here is getrou. Hy gee vir ons sy gees. Kom ons wees naby hom. Tweede vraag. Hoewel dit nou moeilik mag wees om te sien hoe die Sabbat en Sondag kwessies in die eindtyd gebeure op die voorgrond sal tree, kyk maar net hoe vinnig die wêreld kan verander. Wat behoort hierdie waarheid ons te leer oor om nie ons geloof op huidige gebeure wat in 'n oomblik kan verander te plaas nie, maar alleenlik op die geopenbaarde woord van God? Wel, dit sê hierso, dat lyk miskien nou moeilik dat die Sabbat en die Sondag kwessie 'n probleem gaan wees, maar nee, dit tog nie. As jy die nuus gaan dophou, as jy jou navorsing gaan doen, as jy gaan luister wat die leiers sê, is hulle almal besig om in hierdie rigting in te beweeg. Al die lande, al hoe meer en meer lande begin meer om blou wette in te stel, en nie net in te stel nie, die wat ingestel is, weer op te lewe en stywer te maak. En as jy mooi kyk, sal jy sien, alles wat gebeur, toe die 2 vliegtuie in die torings vasgevlieg het, dus daar wette ingestel, dat hulle jou kan arresteer, sonder regtig enige hofsaak verlang, net as hulle dink jy is 'n terroris. Of met COVID, kon hulle jou toegesluit het as hulle dink jy's 'n bedreiging vir die mense rondom jou. Hulle kon vir jou gesê het, jy mag nie kerk toe gaan nie. En hulle het weggekom met al hierdie goeders. So alles is besig om in plek te val vir die Sondag wetgewing. Hou bietjie die nuus dop. Luister 'n bietjie na al die toesprake wat die mense gee. En interessant, daar word baie gepraat deur die paus en ander gelowiges oor die Sabbat, die Sabbat, die Sabbat. Maar onthou, hulle praat nie van die 7-dag Sabbat, hulle praat van Sondag. En hoe belangrik dit is en dat daar aandag aan gegee moet word. Daar was nou die dag in die Hooggeregshof, was daar ook sulke sprake gewees. So, dit is nie so vreemd, soos wat dit hier wil voorgee dit is nie. Kom ons kyk na, maar die vraag is, kom ons kyk gewoon na die vraag. Ja, ons moet versigtig wees, want die duiwel gaan mense mislei met hierdie leuen, dat die antichrist kom eers in die laaste 7 jaar. As jy mooi gaan kyk, pas dit in by die moslimse idee ook, en die duiwel gaan dit maak lyk asof dinge daar rondom gaan, en die duiwel gaan die wederkoms van die Here nadoen, en mense wat nie die waarheid oor die profesie ken nie, wat hierdie antichrist in die laaste 7 dae verwag, hulle gaan mislei word hierdeur.
want hulle glo Jesus gaan met sy voete op die aarde lewe. Hy gaan hier wees met sy voete op die aarde, waar die Bybel baie duidelik vir ons sê, ons gaan hier tegemoet gaan in die lig. Ons moet onthou wat die Bybel sê, en nie altyd kyk na wat rondom ons gebeur nie, want die duiwel het ook sy invloed op hierdie heersers van die wêreld, dit bygesê. Ok, vraag 3. Dink na oor Daniël 2 en selfs hoofstuk 7. Al die koninkryk het gekom en gegaan net soos dit voorspel was. Vandag as ons terugkyk na die geskiedenis, kan ons sien dat dit net soos dit voorspel was gebeur het. Vanuit ons perspektief vandag moet nog net een koninkryk tot stand kom, is natuurlik God se koninkryk, daai klip wat losgekom het. Watter een is dit en waarom kan ons verseker wees dat dit so sal gebeur en inderdaad net soos dit voorspel was? Hier's 'n paar vers wat ek vir julle wil lees, Johannes 14 vers 29, Jesus se eie woorde hierso. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Johannes 13 vers 19, van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Lukas 21 vers 28, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Lukas 21 vers 31, so moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Ons geskiedenisboeke getuig dat hierdie profesie presies net so gebeur het. So merkwaardig, akkuraat, dat die kritici sê, dis te akkuraat, dat kon nie in daai tyd geskryf gewees het nie, dis net onmoontlik. Want ons weet vir ons God is niks onmoontlik nie, nee? Voor dit gebeur, het die Here dit alreeds geweet. En hoe kan ons verseker weet en hoop daaruit kry? Die Here het ons dit beloof, dat as ons hierdie dinge sien gebeur, kan ons hoofde oplig en weet, ons verlossing is naby. Miskien 'n klein tydjie, wat dit moeilik gaan wees, maar dit wys aan ons, dat die profesie nog steeds in vervulling is, dat hierdie moeilike tye gekom het, en dat ons verlossing naby is. Want die Here sal daai tyd verkort, sodat hy ons kan kom haal en ons kan huis toe vat. Baie dankie vir elkeen van julle wat saam met ons kom inloer het. Dankie vir julle ouens wat die duimsknopie druk, vir julle gebede, vir julle ondersteuning. Ek sê vir julle elkeen baie dankie, ek waardeer dit opreg. Baie dankie ook aan Adventiste Wêreldradio Afrikaans, wat hierdie lesstudies ook op hulle klankgolwe uitsaai. En baie welkom aan elkeen van julle. Ek het vergeet om in die begin te sê, welkom aan al die luisteraars op Afrikaanse Wêreldradio. Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Hierdie is beskikbaar op YouTube. Die besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg en die eer om hierdie lesie met mekaar te kan deel. Hemelse Heer, waar ons amper aan die einde kom van hierdie kwartaal, sê ons weer dankie vir alles wat ons so ver kon geleer het. En Here, mag ons kan toepas alles wat ons hieruit leer, die hoop wat hier vir ons voorgehou word. Help ons om dit ons eie te maak. Ons oog gerig op Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.